Korpus aanlyn. Dit is my so lekker, ek voel of ek so lanklaas saam met julle hier aanlyn gekuier het. So dit is my so lekker om vanoggend so 'n bietjie met jou te kan deel wat die Here op my hart geplaas het vir vandag. Ja, maar voor ons verder gaan, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here, dankie vir wie U is. En ek wil vanoggend vra, Here, dat wanneer U praat, dat ons sal luister. Here, verskillende mense beleef verskillende goed tydens hierdie boodskap en ek vra, Here, dat U asseblief sal kom en vir hulle sal kom wys wie U is en wat U oor hulle droom. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. So, as dit jou eerste Sondag is wat jy hierdie maand kyk, wil ek jou uitnooi om na die vorige boodskappe ook te gaan kyk, want ons is besig om tydens die maand van Oktober te gesels oor leer. Hoe om te leer? Wat beteken dit om te leer? Hoekom moet ons leer? Is dit belangrik? Is dit nie belangrik nie? En ek wil vandag met jou praat oor die tema leer soos 'n kind. Leer soos 'n kind. En een van die voordele van 'n jong pappa, waar ons seentjie nou in November 3 word, Gideon, is ek kan sien hoe hy besig is om goed van die lewe te leer. En ek kan sien hoe hy leer hoe om fiets te ry. Ons is nou op 'n plek in ons lewe waar hy leer hoe om fiets te ry. Ons is in 'n plek in ons lewe waar ons sien wat hou hy van, wat hou hy nie van nie. Hy is mal oor 'n piesang, maar hy hou nie so baie van die tekstuur van 'n pineappel nie. En hy leer hierdie goed van homself en ons leer dit oor hom. En iets interessant is, hy is besig om te leer oor sy eie fashion, wil ek amper sê, sy eie styl. En ons daar wat hy klere wil aantrek wat nie by mekaar pas nie, dan dink ek, Gideon, ek wil jou nie so uitstuur nie, maar jy sal nie hom van plan laat verander om ander klere aan te trek nie. En Jeannie sê nou die dag vir my, besef jy, dis hoe hy leer waarvan hy hou. So los hom, laat hy net homself wees. Ek sê vir okay, wel fyn, is reg, laat hierdie kind nou maar uitfigure wie hy is. En ek kyk in hierdie seentjie van my se lewe en ek sien hoe hy leer en hoe hy soos 'n spons is. En nou die dag, toevallig op my Facebook, kom ek op 'n video af wat iemand geshare het, wat 'n TED Talk is. Nou, as jy nou nog nie 'n TED Talk gekyk het nie, TED Talks is video's waar hulle sprekers skryf wat vir 'n kort tydperk, vir 'n baie kort video, ek dink is 15 minute, 'n world-changing idea moet deel. En daar's 'n TED Talk deur Molly Wright. Nou Molly Wright is nie 'n 40-jarige vrou of wat ook al wat hierdie professionele vrou is nie. Molly Wright is 'n 7-jarige meisie wat praat oor how every child can thrive by the age of 5. En dit is 'n TED Talk en ek wil jou uitnooi om dit te gaan kyk op YouTube en dit is so insiggewend in terme van hoe leer kinders en hoe belangrik is dit om kinders te leer tot en met hulle 5 is. Hulle leer die meeste wat hulle sal leer van die ouderdom van 0 wat hulle gebore word tot en met 5. So dis nogals vir my baie interessant gewees. En nou mag jy dalk na my luister en dink, ja Marius, dis nou alles goed en wel, maar ek is nie meer 1 tot 5 of 0 tot 5 nie. Ek is 'n volwassene, so wat het hierdie video nou eintlik met my uit te waai, of ek het nie kinders nie, so hoekom moet ek hierdie goed weet? En ek wil weer vir jou sê, leer soos 'n kind. Dis waar ek vandag met jou wil praat. Jy sien, die kernskrif van my boodskap vandag is hier in Matteus 18 vers 1 tot 6. Nou hierdie is 'n gedeelte wat ons gereeld aanhaal wanneer ons kinders inseën of wat ook al, jy weet, praat oor kindertjies, maar hierdie gedeelte is eintlik op ons gefokus en nie soseer op die kinders nie. Inteendeel, hierdie gedeelte in Matteus 18 kom praat Jesus met ons oor dat ons as volwassenes het nodig om na kinders te kyk om te kan leer soos wat kinders leer. Dit wat God ons wil leer. So kom ons lees saam. Ek lees vir jou vandag uit die Nuwe Lewende Vertaling weer eens Matteus 18 vers 1 tot 6. Dit sê, in daardie tyd het die disippels na Jesus toe gekom met die vraag: wie van ons sal dan nou die belangrikste wees in God se koninkryk? So met ander woorde, hulle wil weet, wie van ons is die belangrikste? En Jesus roep toe 'n klein kindjie nader en laat hierdie kind tussen hulle staan. Toe sê hy vir hulle, as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk en soos die kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van God ingaan nie. Daarom is elkeen wat so nederig soos hierdie kindjie word, die belangrikste in God se koninkryk. En elkeen, en nou hier kom die waarskuwing, so die eerste gedeelte is, hier is hoe jy moet leef, maar dan kom 'n waarskuwing, en elkeen wat 'n kindjie soos hierdie een ter wille van my verwelkom, verwelkom my. En dan die waarskuwing, maar elkeen wat een van hierdie kleinstes wat in my glo tot 'n val bring,
Vir hom sal dit beter wees om met 'n meelsteen om sy nek in die see te verdrink. So Jesus maak een van sy skrikwekkendste uitlatings hierso. Hy sê, moenie kinders aan, ek wil net dit ingesit het, dis nie waar ek vandag gaan praat nie, maar dis God se hart vir kinders. So God ag kinders ongelooflik hoog in sy koninkryk. Jesus sê hierso, julle het nodig om soos kinders te word, om God se koninkryk te kan beerwe. En ek hoor nou die dag, iemand maak hierdie opmerking, en het net so by my gebly, hy het gesê, dit is interessant as jy die Bybel lees, dat kinders het agter Jesus aangehardloop, maar die slim skrifgeleerdes het Jesus teengestaan. Dis nogals interessant. So ons het nodig om nie soos die skrifgeleerdes te wees nie, en te dink ons weet alles nie, en dis hoekom dit belangrik is om te leer, om op 'n plek te kom wat jy sê, ek maak my hart, my ore, my gees oop om te leer wat God my wil leer, om te kyk wat rondom my aangaan en wat vir God vir my wys. So, ons het nodig om weer soos kinders te word. Jesus sê, as jy my koninkryk wil ingaan, het jy nodig om na die wêreld te kyk, soos wat hulle na die wêreld kyk, en nodig om nederig te word, soos wat hulle nederig is. En daarom wil ek vandag 2 gedagtes met jou deel. 2 gedagtes wat ek in kinders se lewens sien, en wat ek nou so klein bietjie gehoor het en gelees het, wat so by my bygebly het oor, hoe kan ons leer soos kinders? En die eerste ding is, ons moet vra, of eerder, wees nuuskierig. Wanneer laas was jy nuuskierig oor iets gewees? Ek hou daarvan as ek na Gideon kyk, hy is nou op daai plek in sy lewe, wat elke liewe geluidjie wat hy hoor, dan vra hy, papa, wat is dit? Wat maak so? Hy is nuuskierig, hy ontdek die wêreld rondom hom. Nou, interessant, daar's hierdie storie in Lukas 2, vers 41 tot 47, wat praat oor Jesus wat saam met sy ouers Jerusalem toe is vir 'n fees, en toe verloor hulle vir Jesus, sowel hulle het aanvanklik nie besef hulle het hom verloor nie, maar vir 3 dae, jy kan dit gaan lees in Lukas 2 vers 41 tot 47, vir 2 dae lank soek hulle vir Jesus, hulle kry hom nie, hulle weet nie waar hy is nie, vir 3 dae, kan jy jouself indink, God kyk na Maria en Josef en sê vir hulle, luister, die redder van die wêreld vertrou ek aan julle toe, hierdie kind word gebore deur 'n maagd, dis 'n wonderwerk, God, jy weet, praat met hulle deur 'n engel, hy vertrou hierdie kind toe aan hulle, en hier laat hulle hom verdwyn. Kan jy jou indink, Maria is heel moontlik van, ek kan nie bid nie, want dan gaan God besef dat Jesus weg is, maar eintlik weet God alles, so wat doen ek nou eintlik, en hulle het gepaniek, en jy kan hierdie gedeelte gaan lees, maar wat vir my baie interessant was, is die laaste gedeelte hier in vers 47, Lukas 2 vers 47, waar dit sê, 3 dae later het hulle hom uiteindelik gekry. Hy het in die tempel tussen die leermeesters gesit, terwyl hy na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verbaas oor sy insig en antwoorde. Jesus, hierso 12 jaar oud, sit in die tempel besig om vrae te vra, besig om te hoor wat almal sê. Nou dis interessant, as jy so 'n klein bietjie jou navorsing gaan doen en jy leer oor hierdie goeters, dan weet ons dat die Grieke het 'n tempel gehad en al die Grieke het na hierdie tempel toe gegaan om te filosofeer. Dis waar filosofie vandaan kom. Hulle het gaan filosofeer in hierdie tempel en gaan dink oor die lewe en gaan dink oor wat beteken alles en wat is my betekenis en wat is my doel. So het die Jode die tempel gehad. Hulle het die tempel gehad van God waar hulle bymekaar gekom het en gepraat oor die woord van God, gepraat oor wat beteken hierdie gedeelte, hoe is dit van toepassing oor ons, en hulle was nuuskierig oor die toekoms. En Jesus kom sit hier en hy vra vir hulle vra in hierdie konteks, en hy hoor wat hulle sê, en het sê hierso, hulle was beïndruk gewees oor terwyl hy na hulle geluister het en hulle uitgevra het. Nou as jy vra, dan is jy nuuskierig, dan wil jy meer weet. So hier is iets interessant wat ek geleer het oor kinders, wat ek nie geweet het nie, en wat ek hoop jou so 'n bietjie ander oë laat kyk na kinders. Kinders kom op 'n plek waar hulle gebore is en nie kan beweeg nie. Inteendeel, hulle koppe is so swaar vir hulle lyf dat hulle nekkies is nie sterk genoeg om hulle self te kan vashou nie. Meeste van julle weet dit, as jy hulle pa 'n bietjie vasgehou het, die ma en die pa is altyd so erg, hoor jy sit net jou hand of jou arm net onder sy of haar nekkie, want hulle kan nie, jy weet, hulle kop is styf hou nie, en daar's 'n rede daarvoor, want die kop, die brein spesifiek, is die swaarste orgaan in 'n babatjie se liggaam.
Met ander woorde, alles anders, ek het iewers gelees van hoeveel persentasie is die brein eintlik van 'n pasgebore babatjie, en dit is nogals interessant. Wat hulle sê is, die babatjie kan nie sy nek beweeg nie, maar die oomblik wat hierdie babatjie nie net meer slaap nie, en sy of haar oë begin oopmaak, en na die wêreld begin kyk, dan skop die nuuskierigheid in. Hulle sien, wow, ek kan net soveel sien met my oë, ek voel my kop begin draai. Dan ontwikkel hulle daai nekspiere en deur hulle koppe te wil probeer draai, ontwikkel die spiere in die nek, en omdat die spiere in die nek begin ontwikkel, kan hulle koppies nou self beheer, en jy hoef nie meer die nek so vas te hou nie. En dan kom hulle op 'n plek wat hulle nekkies kan nou beweeg, maar nou wil hulle 'n bietjie begin beweeg. So want nou sit jy hulle en hulle kan regop sit en hulle kan nou 'n bietjie rond kyk. Maar dan, wat gebeur volgende is, hulle sê, ek wil nie net meer hier wees nie, ek kan nou net hierdie goed sien, maar ek wil daar gaan, en dan begin hulle kruip. Ek onthou toe Gideon begin kruip, jy kyk net, en is altyd asof, hulle gaan waar hulle nie moet gaan nie. Hulle kruip nie na waartoe hulle moet gaan nie, hulle kruip na daar waar daar gevaar is, so jy moet heeltyd dop hou, maar as omdat hulle sien iets daar, en dan dink hulle, ek wil nie net meer sit nie, ek wil leer hoe om te beweeg. So ek het nou geleer hoe om my nek te beweeg, ek het geleer om regop te sit, maar ek wil nou beweeg, en dan kruip hulle na daar waar dit vir hulle interessant lyk. Maar dan bly hulle nie net by die kruip nie, hulle kom op 'n plek wat hulle begin opstaan teen goed, en hulle gaan na waartoe hulle wil gaan, dan tel hulle self op, en dan kyk hulle nou, wat doen my pappa of my mamma, of wat doen my oom of my tannie, of hoekom blaf die hond daar, dan kyk hulle nou, en hulle is nuuskierig. En dan wil hulle nie meer kruip nie, hulle wil begin hardloop, hulle wil vinniger kom waar hulle kom, en dan leer hulle hoe om te loop. Nou, hoekom deel ek hierdie met jou? Want ek glo God roep ons om nuuskierig te wees oor die lewe. Nuuskierig te wees oor dit wat rondom ons aangaan. En nie net te sê, ek weet genoeg, ek weet alles wat ek moet weet nie. Nee, ons het op 'n plek om wat ons vra oor ons wêreld. Ons moet vra oor hoekom gebeur goed soos wat dit doen. Want wanneer ons begin vra, dan begin ons weer nuuskierig raak oor die wêreld. En nie net ek het my mind klaar opgemaak oor dit, maar te begin op 'n plek om wat ek vra. Maar dit bring my by die tweede ding. So Jesus het hulle vrae gevra in die tempel. Nou ons sal dalk dink aan Jesus, ek meen Jesus was 100% God, maar dalk het, as jy hierdie skrifgedeelte al van tevore gehoor het jy dalk gedink Jesus het in die tempel gesit en hy het vir hulle gesê, jy weet, hierdie is al die antwoorde. Maar ek lees hierso dat Jesus het vrae gevra. Nou, ons hou van God, jy weet, hy moet altyd net antwoorde hê. Maar partykeer wil God vir my en jou vrae vra. En dit bring my by my tweede punt vandag. Die eerste een is, ons het nodig om nuuskierig te wees en vrae te vra. Maar die tweede ding is, ons het nodig om te luister. Ons het nodig om te luister wat om ons aangaan en na wat God vir ons wil sê. Want die wêreld praat, daar kom konstant geraas uit die wêreld uit en ons het nodig om te luister na wat om ons aangaan. As ons nuuskierig is en vra, dan het ons nodig om te luister. Toe ek net begin studeer het, toe het ek 'n vak AFK 101, Afrikaans 101. En hulle open hierdie boek in my Afrikaanse studies, sê hulle vir ons dat die probleem met vandag is mense vra om 'n antwoord te kry, nie om te luister nie, of om 'n punt te bewys, nie om te luister nie. En hulle leer toe vir ons hierdie term van aktiewe luister, om aktief te luister. So jy luister nie om te reageer nie, jy luister om te hoor. So daar's 'n verskil. Nou, ek wil vandag vir jou sê, dat as jy nuuskierig is en jy het vra, moenie net luister om te reageer nie, luister om te hoor. Want dit verander jou hele postuur. Dis nie hierdie van, ek sal vir jou sê, dis die antwoord op hierdie vraag wat ek gevra het. Nee, dis 'n ander perspektief as die perspektief wat ek het. Dalk het ek nodig om weer te vra, hoekom glo ek wat ek glo? Nou ek sê nie jy moet vra en jy weet, wegbeweeg van jou geloof af en as gevolg van ander mense se antwoorde nie. Natuurlik, beproef alles, maar behou die goeie. Maar vra. Want deur vrae te vra, kom jy by 'n plek, wat glo ek regtig? En dit bring my by die tweede storie wat ek volgende vir wil vertel. So die eerste een was van Jesus wat in die tempel gesit het en vrae gevra het. En hulle was bewonder oor Jesus wat hy gesit het as 'n 12-jarige en hierdie tipe vrae vra. Maar die tweede storie is 'n storie uit die Ou Testament wat ons almal so goed ken. En dis die storie van Eli en Samuel. Eli lê in die bed en hy hoor iemand roep hom. Hy staan op, Samuel lê in die bed en hy hoor iemand roep hom en hy gaan na Eli toe en hy sê, Eli, jy soek my. En Eli sê vir hom, ek het jou nie gesoek nie, gaan klim terug in die bed. En Samuel vir die tweede keer lê in die bed
En hy hoor iemand roep hom en hy staan op en hy gaan na Samuel toe en Samuel sê vir hom, ek het jou nie geroep nie. En vir 'n derde keer gaan klim hy in sy bed en dit is waar ons nou inval. In Samuel 3 vers 8 tot 9. En hierso is die derde keer wat hierdie ding gebeur waar God praat, maar Samuel besef nie dat dit God is nie. En dit sê so, die Here roep hom toe vir 'n derde keer en weer hardloop hy na Eli toe. Hier is ek, sê hy, u het my tog geroep. Toe besef Eli dat dit die Here is wat met die seun geroep het. Daarom sê hy vir Samuel, gaan lê en as iemand weer na jou roep, sê dan, ja Here, u dienaar luister. En Samuel is weer terug na sy bed toe. En daar lees ons dan die storie aangaan waar God vir 'n derde keer kom praat met Samuel. En Samuel sê, Here, hier is u dienaar, ek luister wat u vir my wil sê. En God deel met hom hoe seer sy hart is vir die goed wat in Israel aangaan. So jy sien, nommer 1 moet ons vra vir hom, en nommer 2 moet ons luister om te hoor. Luister, wat is die reaksie? Sien, ons kan hierdie toepas in ons gebedslewens. As ons wil leer, het ons nodig om vrae te vra. Nooit te dink ons het al die antwoorde nie, maar tweedens het ons nodig as ons wil leer om te luister en te hoor. En God wil met my en jou praat. Soos wat hy met Samuel daai dag gepraat het, wil hy met my en met jou praat. En hy wil sy hart met ons deel oor volgende jaar. En ek weet nie of jy nou al daar is nie, maar ek is besig om te droom oor volgende jaar en wat God in ons gesin wil doen, wat God in ons gemeenskap wil doen, wat God in Corpus Christi wil doen. My eie lewe wil doen. En ek het nodig om te luister. Maar dikwels wat ons doen is as ons na God toe gaan, dan sê ons vir God, God A, B, C, D, dit is wat moet gebeur, dit is wat ek vergifnis vir nodig het. Dikwels vergeet ons om te luister. En so Samuel te antwoord en te sê, Here, hier is ek, u dienaar, luister. Want deur te luister, gaan jy leer. Soveel keer in my lewe, het ek al mense ontmoet, en ek self was al skuldig hieraan, veral as ek nou baie weet oor iets, en jy is in 'n gesprek, dan praat almal en jy luister nie, jy wil net ook jou opinie lig. Maar dalk is ons in 'n tyd waar baie mense baie opinies het. Ek hoor hierdie interessante ding wat iemand laasweek sê. Hulle sê dat ons blootstelling aan die wêreld het kleiner geword as gevolg van waar die wêreld tans is met die pandemie. So ons beweeg minder uit en ons is in minder byeenkomste en ons exposure, ons blootstelling is besig om kleiner te word. Maar wat interessant is mense se opinies het groter geword. Ek weet nie of jy dit besef het nie, of jy dit dalk in jou gemeenskap beleef, of daar wil jy jouself vind nie, maar ons blootstelling word minder en opinies word groter. En hierdie ou maak die opmerking, hy sê, dis hoe jy oud word, wanneer jou blootstelling klein is en jou opinies is groot. Dalk het ons nodig om ons opinies bietjie te bære, te luister na wat God deur ander mense vir ons wil sê, te luister na wat God vir ons wil sê deur gebed, net op 'n plek te kom en te sê, Here, hier is die vraag wat ek het, en dis nie verkeerd om vrae te vra nie, dis nie verkeerd om met God te deel wat in jou hart aangaan, of vir mense rondom jou vrae te vra nie. Jesus het vrae gevra. Inteendeel, meeste van die tyd het Jesus 'n vraag geantwoord met 'n vraag, want dis nou vir Jesus is. Want hy wil hê jy moet self oor hierdie goed gaan nadink, maar dan, Here, ek wil hoor, ek wil luister. So ek wil weer leer soos 'n kind. Ek wil nuuskierig wees. Ek wil nuuskierig wees oor die wêreld. Omdat ek besluit het hierdie tipe mense of daai persoon is verkeerd of moet hulle afskryf, te sê, kom ek word weer 'n bietjie nuuskierig. Ek is mal oor hierdie woord nuuskierig. Ek wil meer nuuskierig word oor wat God wil doen in ons land. Daar's soveel mense wat soveel opinies het oor Suid-Afrika en soveel goed wil sê oor die kerk en oor Christene en bla 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 en is opinies op opinies op opinies. En ek beleef hoe God ons roep op 'n plek en sê, word weer nuuskierig vir wat ek gaan doen, sê die Here. Nie dit wat jy met jou oë gesien het nie jou opinie nie, word weer nuuskierig vir wat God gaan doen. Want as ons nuuskierig gaan word vir wat God gaan doen, gaan ons verstom staan, want ons gaan 'n verwagting hê. Ek kan nie wag om te sien wat God volgende gaan doen nie. Nie, ek het klaar my kop opgemaak, daar's nie 'n toekoms vir jong mense in Suid-Afrika nie. Wag, kom ons het 'n verwagting en ons wees nuuskierig. Ek wonder wat God volgende gaan doen. Want dis hoe jy leer. Nie deur te sê ek weet nou alles nie, deur te sê ek is reg, ek is bereid om te sien wat God gaan doen. Ek is nuuskierig. Ek gaan vra. Maar dan, Here, hier sê ek wil ook luister. Want nie net wil ek sien wat gebeur nie, ek wil luister wat U vir my wil sê. Want deur te luister, leer ek.
Deur te luister kom ek op 'n plek wat ek besef wat U deur my wil doen. En dis hoe kinders groot word. En dit is so mooi as ek kyk na my seentjie en ek sien hoe ek hom sekere beginsels leer. Nou die aand kom hy en ons het 'n besige dag gehad. En ek wil die aand gaan slaap en hy sê vir my, "Pappa, bid." En ek besef toe ek was so moeg, ek het vergeet om vir hom te sê kom ons gaan bid. Maar as gevolg van die feit dat hy nuuskierig was oor as ek my oë toemaak en ek vou my hande saam, wat doen ek? Wat doen pappa? Ek bid, my seun. En hy het geluister hoe ek bid. Nou die aand toe hy begin bid, dan bid hy, "Liewe Jesus," en hy die oulikste goed gesê, maar dit was letterlik net omdat my kind nuuskierig was, geluister het en toe dit deel geword van sy lewe. Ons as kerk het nodig om op 'n plek te kom wat ons weer nuuskierig is. Nuuskierig is oor die samelewing, afskryf ons idees en opinies, luister wat God wil sê, en dan gaan dit so deel word van ons lewens, dat dit gaan uitspeel in ons lewens. So daar waar jy by die huis is, wil jy nie net jou oë sluit vir 'n oomblik nie, ek wil graag saam met jou bid. Here, ek kom bid vir elke persoon wat vandag na hierdie aanlyn boodskap kyk. U ken hulle storie, u weet waar hulle is, u weet waar hulle gaan. Here, u weet wie van ons dalk op 'n plek gekom het te sê, niemand kan my meer niks leer nie. Ek het dit al volmaak. Ek weet alles wat daar is om te weet. Dalk net 'n bietjie trots is en dink ja, ek het nou nie iemand anders se raad nodig nie. Ek beleef ons huwelike wat mans en vrouens gesê het, ja, ek het nie meer nodig dat iemand vir my sê hoe ek my huwelik moet bestuur nie. Ek vra Here dat huweliksmaats weer nuuskierig sal word oor hoe om hulle huwelik te verbeter. Hulle finansies, mense se finansies, Here, hoe om hulle kinders groot te maak. Ek kom bid, Here, dat ons weer sal leer soos wat kinders leer. Here, mag ons vra. Mag ons nuuskierig wees. Mag ons op 'n plek kom, Here, wat ons luister. Nie net vra nie, maar luister om te hoor en nie te antwoord nie. Luister wat U vir ons wil sê, oor ander mense, oor onsself. Want Here, wanneer ons dit doen, weet ek met my hart dat ons lewens verander. Want ons leer weer soos kinders. So reg soos wat U gesê het in Matteus 18, dat ons het nodig om weer soos kinders te word, om in U koninkryk in te gaan. Help ons om weer soos kinders te word, om weer soos kinders te leer. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ek is so excited om te sien wat God in jou lewe gaan doen. Mag jy 'n hart hê wat nuuskierig is vir die toekoms. Mag jy ore hê wat luister na dit wat God vir jou wil sê en mag jy dit uitspeel in jou lewe. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Bless jou.